Goeiemôre, ons groet julle hier uit die Noordkus van KwaZulu-Natal, hier by die see. Nou, het is vroegoggend hier langs die see. Nou, ek is nie 'n oggendmens en dit laat my terugdink. Ek was seker so graad 2 gewees in Middelburg in die middel van die winter. As my ma vroeg in die oggend opgestaan het, dan sy altyd geroep, opstaan, opstaan, jy gaan laat wees vir skool. En dan was dit die tyd gewees wat ek net dieper en dieper onder die lakens en onder die komberse in gekruip het. En dan het ek onder hierdie komberse gelê, tot ek gehoor het, sy kom in die gang af, dan het ek geweet, hier kom 'n moeilikheid. En as sy so met haar slipper by die deur ingekom het, dan is ek soos wit lig uit die bed uitgekom en ek het vinnig aangetrek en tande geborsel, ontbyt geëet en dan was ek reg vir skool. En so was dit weer eens so oggend gewees. Alles het met spoed gegaan en ek was weer eens laat gewees, want ek het te lank in die bed gelê. En toe ek by die skool kom, toe ek so kyk en toe ek so van die kar af na my klaskamer te loop, toe sien ek het nooit my nagklere se broek uitgetrek het en onder my skoolbroek so 2 centimeter steek my nagbroek uit. En daardie dag as ek terugdink in my lewe, was die eerste keer wat ek bewus geword het van myself en ek het skaam gekry. Baie keer deur my lewe was ek skaam oor sekere goed wat ek gedoen het, sekere goed wat ek gesê het. Maar die meeste waaroor ek skaam was wat in my gedagtewêreld aangegaan het, wat ander mense dalk en verseker nie geweet het nie. En so kan jy dalk vanmôre met my assosieer dat jy ook al skaam was in jou lewe. Skaam oor sekere goed wat jy aangegaan het. Wat sou mense sê? Wat sou mense van my dink as hulle weet wat in my gedagtes aangaan? Wat sou mense doen as hulle weet wat het ek al gedoen in my verlede? Maar weet jy, daar's 'n mooi skrifgie wat sê in Hebreërs, die 2de hoofstuk, 11de vers. Hy sê dat die een wat heilig is, die een wat God is en ons wat geheilig word, ons wat in 'n proses is van heiligmaking, ons is een. En dan kom die B-gedeelte van hierdie skrif en hy sê dit so mooi. Hy sê dat God skaam hom nie vir ons nie en hy ag ons sy familie. Môre wil ek vir jou aanmoedig. Miskien is jy skaam oor goed wat jy in jou lewe aangevang het. Maar bring dit vanmôre na die Here toe. Die God wat vanmôre vir jou sê, ek is lief vir jou. Die God wat jou geskaap het na sy beeld. Weet jy dat hy is nie skaam vir jou nie. Hy aanvaar jou net soos jy is. Miskien is jy so skaam dat jy vanmôre nie eers in die spieël wil kyk nie oor dit wat jy aangevang het nie. Wil jy nie net dit maar om na God te bring nie? Ja, hy weet tot wat in jou gedagtes aangaan, maar hy verwerp jou nie. Hy aanvaar jou net soos jy is. God skaam hom nie vir jou nie. Mag jy 'n geseënde dag hê. Amen.